Hi everyone and welcome to Smart Culture Education. This is the place where we make learning simple, clear and engaging. If you're new here, don't forget to subscribe so you can join us on this journey of mastering maths, science and more. In hierdie eksperiment gaan ons die redoksreaksie tussen kopersulfaatoplossing en yster ondersoek deur staalwol te gebruik. Ons gaan kyk wat gebeur wanneer staalwol in 'n blou kopersulfaatoplossing geplaas word en die reaksie plaasvind. So hier het ek 'n blou kopersulfaatoplossing in 'n Erlenmeyer fles en nou gooi ek ongeveer 45 ml van hierdie oplossing in 'n skoon beker. Die blou kleur wys dat koperione in water opgelos is. Volgende breek ek nou 'n klein stukkie staalwol af en plaas dit in 'n beker met asynoplossing. So ons weet dat asyn 'n swak suur is en dit help om die dun oksiedlaag te verwyder wat op die staalwol se oppervlak vorm wanneer dit met lig in aanraking kom. So deur na die oppervlak skoon te maak, word die suiwer ystermetaal blootgestel wat die chemiese reaksie bietjie makliker laat plaasvind. So nou gaan ek die staalwol vir 'n kort rukkie in die asyn laat lê. Daarna haal ek die staalwol uit en druk dit liggies saam om van die oortollige asyn ontslae te raak. So verseker ek dat geen suur oorbly om die reaksie tussen yster en kopersulfaat oplossing te beïnvloed nie. Dan plaas ek die skoon staalwol in die beker met die kopersulfaat oplossing. Dan laat ek dit vir 'n paar minute staan om genoeg tyd te gee vir die reaksie om plaas te vind. Ek gebruik 'n stopperlosie om die reaksietyd te meet. Na ongeveer 13 minute haal ek die staalwol uit en plaas dit op 'n horlosieglas wat met filtreerpapier bedek is. Hier kan jy nou duidelik die kleurverandering sien. Dit het nou rooi-bruin geword. Hoekom gebeur dit? Dit gebeur omdat kopermetaal op die oppervlak van die staalwol gevorm het. Die ysteratome in die staalwol verloor elektrone en vorm ysterione terwyl die koperione in die oplossing daardie elektrone opneem en gereduseer word tot vaste koper. So nou het ek hier die gereageerde staalwol langs 'n stuk van die oorspronklike staalwol. Jy kan duidelik die verskil raak sien. Die oorspronklike staalwol is grys en blinkerig, terwyl die gereageerde staalwol 'n rooi-bruin koperlaag het. Kom ons vergelyk die kopersulfaatoplossing in die bekerglas met die oorspronklike oplossing in die Erlenmeyer fles. So as jy nou kyk na die oplossing in die beker, sal jy sien dat dit 'n ligter blou-groen kleur geword het, terwyl die oorspronklike oplossing nog helder blou is. So hierdie verandering gebeur omdat ystersulfaat in die oplossing gevorm het wat dit 'n groenerige kleur gee. En omdat baie van die koperione verwyder is, toe koper op die staalwol gedeponeer is. Hierdie eksperiment wys vir ons 'n redoksreaksie. Yster word geoksideer en koperione word gereduseer tot koper. Dit is ook 'n verplasingsreaksie waarin 'n meer reaktiewe metaal, yster, 'n minder reaktiewe metaal, koper, uit sy oplossing
verdrink. So let altyd mooi op die kleurveranderinge. Dit gee vir ons belangrike leidrade oor wat in 'n chemiese reaksie gebeur. Thank you for watching today's video on Smart Culture Education. If you found it helpful, don't forget to hit the like button and subscribe to the channel. And if you want to stay updated, tap the notification bell so you never miss our next lesson. See you in the next video.